The Lord is in this place. Die Here is hier. Goeiemôre, gaan dit goed? Sê 'n bietjie prys die Here. As jy 'n gas is, baie welkom. Ons vertrou dat julle die tyd saam met ons sal geniet. Wonderlike belewenis al die hele oggend. Is daar so 'n teenwoordigheid van die Here. En daar is 'n oomblik gewees. Jy moes hom gevat het. En dit was regtig, wow, besonders. Ja, lekker. Ons gaan net gou terug 'n paar ure terug. Geel kaarte, rooi kaarte, wow. Lekker, soos bly. Vanmôre is dit vir my voorreg om julle te kan bedien en so met die oploop en die opbou van Kerstyd en waar ons Jesus Christus seëvier en kyk ons net weer wat God kom doen het vir ons, wie Jesus werklik is, wat hy gesê het, want die 'n kind is aan ons gegee en everlasting God en sy naam is Immanuel, God met ons en Jesus is vir ons kosbaar en spesiaal terwyl die wêreld hom haat en eintlik sy naam uitelik gebruik as 'n vloekwoord. Loof en prys ons daardie naam bo alle name en ons loof en prys die Here en ons is absoluut afhanklik van hom en daarom is dit so besonders en spesiaal om te gaan kyk wie hy is en wat hy alles gesê het en ons gaan sommer inval in Johannes hoofstuk 14 vers 5 tot 10 en ons lees uit die Engelse vertaling uit en hy gaan so, hy sê, and Thomas said to him, Lord, we do not know where you are going, so how can we know the way? And Jesus answered, I am the way, the truth and the life, and no one comes to the Father except through me. If you really know me, you will know my Father as well. From now on, you will know him and have seen him. And Philip said, Lord, show us the Father, and that will be enough for us. And Jesus answered, don't you know me, Philip? Even after I have been among you for such a long time. Anyone who has seen me has seen the Father. How can you say, show us the Father? Don't you believe that I am in the Father and that the Father is in me? The words that I say to you, I do not speak on my own authority. Rather, it is the Father living in me who is doing his work. So net so 'n bietjie konteks en agtergrond van hierdie gedeelte is hierdie is die laaste aand, dit is die aand voor Jesus se kruisiging. So hierdie is donderdag aand en hierdie gesprek is besig om plaas te vind en die Here sê 'n paar amazing goeters en ons moet verstaan dat wanneer jy gaan sterf, wanneer jy besig is om te sterf en jy weet dat oor 'n paar ure gaan jy dood wees, dan sê jy nie sommer net goedjies nie. Jy sê goeders wat bitter belangrik is. Jy sê goeders wat saak maak. Jy gaan nie nou snaakse goed sê. Jy gaan nie nou grappies maak nie. Dan sê jy hoe dit is. My skoonma het 'n tannie gehad wat bietjie humor was bietjie next level. So sy het terwyl sy so besig is om te sterf, sy's besig om te sterf en dan gaan haar oë toe en dan sê sy boe! So dit is funny. So as jy goeie sin van humor het, dan doen jy seker goed. Sy het dit 'n paar keer gedoen en toe die laaste keer toe is daar niks nie. Toe staan nie bye-bye. So sy het dit blykbaar 'n paar keer gedoen. So ek sou gelag het. Ek vind dit baie snaaks, maar small things, nee. En maar as jy besig is om te sterf en hierdie is jou laaste oomblikke saam met mense vir wie jy regtig lief is, dan gaan jy 'n paar goeie sê wat sin maak. En op hierdie stadium is Thomas is bietjie de mekaar en weet jy wat, hy verteenwoordig vir my en jou. Ek en jy voel partykeer bietjie verwar met wat van ons verwag word en wat die Here nou eintlik vir ons probeer sê en weet is hierdie nou een van daai riddle me this, what is blind but can fly oomblikke, jy weet. Want dit is so, wat sê u nou vir my? Dit is waarheen gaan u? Wat moet ons doen? Ons is de mekaar. Waar staan ons? Waar gaan ons die kry? Waar kan ons die gaan haal? En al wat hy sê is ek is die weg, die waarheid en die lewe. En so moet jy verstaan, in daardie oomblik van onsekerheid kom die Here nie en is nou snaaks met Thomas nie. Hy gaan nou nie vir Thomas en sê my liewe, jy's like Thomas,
Jy moes nou al geweet het. Jy moet jou geloof so aktiveer. Jy moet so geaktiveer wees, Thomas, sodat jou geloof kan manifesteer en dit doen en dat doen. Jy moet nou harder probeer, Thomas. Het ek jou niks geleer nie. Hy is net so klap agter die oor gee. Want ek gaan nou iewers heen en jy moes nou al hierdie goed agter mekaar gehad het, Thomas. Hy sê, as jy net kyk vir my, Thomas, kyk vir my. Glo meer. Glo meer. Jy weet, dis nie wat die Here doen nie. Al wat hy vir Thomas sê is ek is die weg, die waarheid en die lewe. En hy bied nie vir Thomas en die disippels 'n plan aan nie. Hy bied homself aan. Ek is die weg, ek is die waarheid, ek is die lewe. Daar's nie 'n plan wat nou gaan werk nie. Dit is net Jesus wat gaan werk. En so ons gaan 'n bietjie kyk wat dit vir ons beteken. Kom ons begin by ek is die weg. Nou hierdie is 'n baie radikale stelling. Dit was daai tyd baie radikaal geweest en mense het verskriklik aanstoot geneem. En vandag nog is hierdie stelling verskriklik moeilike ene vir party mense om te aanvaar, want dit konfronteer hulle op so baie maniere, vir al hulle geloofsoortuigings. Hulle het hulle self oortuig. Onthou, mense beweeg op baie weird plekke. En kom ons gaan lees dit wat sê Thomas. Thomas vra die vraag wat ons almal eintlik vra. Here, ons weet nie waarheen U gaan nie. Ek weet nie waar U is nie. Ek weet nie wat het van U geword nie. Ek weet nie hoe kan ons die weg ken? Hoe moet ek weet wat om te doen as ek jou nie in die hande gaan kry nie? En so baie kere kom ons op daardie plek waar ons voel, ek kry net nie 'n greep op die Here nie. Ek weet nie waar hy is nie. Ek weet nie wat om te doen nie. En dit is wat ons vra. So ek maak nie sin van nou wat met my gebeur nie. Ek verstaan nie hierdie tyd en hierdie seisoen waarin ek is nie. Dit is teleurstelling op teleurstelling, dis verdriet op verdriet. Dit is een slegte ding op 'n ander ding. Wanneer gaan ek ooit asemhaal? Dit voel soos of jy daar by Maagheid se strand staan, daar waar 'n actual golwe is. En dit is asof daar die golwe breek net op jou en jy kry nie asemhaal nie. Dit is een slag op 'n volgende ene, op nog een en jy sê en jy rol en dan wanneer jy dink jy gaan asemhaal, dan kom maar nog ene en dit voel vir jou jy versuip die hele tyd. Hoe kan ek vergewe? Kyk wat het met my gebeur. Kyk wat het hulle aan my gedoen. Hoe kan ek? Nee? En hoe kan ek vergifnis kry? Kyk wat het ek aangevang. Vir ander mense is dit na soveel jaar. Hoe begin ek nou oor? Ek het niks. Ek het alles verloor wat ek het. Ek staan hier so, ek is soveel jaar oud en ek het niks. Hoe begin ek? Wat maak ek? Hoe nou? En dit is die vraag wat ons almal vra en dit is die tipe vraag wat Thomas vir die Here gevra het en dit is seker nie die antwoord wat hy wou gehoor het nie. Ek is die weg. En die een ding wat ek en jy weer net moet vas lê is die Here gaan nie vir my en jou altyd gee wat ons nou dink ons nodig het nie. Hy's Miyagi. Wax on, wax off. Nee, maar ek wil nie nou on wax off nie. Nee, okay, staan dan so en brush op en af en nee, ek wil nie nou dit doen nie. Ek verstaan nie wat ek verstaan nie. Ek is die weg. Okay? En dit is hoeveel keer ons op daardie plek kom waar ons so verward is. Nou dis konfronterend vir ons kultuur, want daar is hierdie ding wat ingekom het en julle weet van die beweging waar mense sê dis my waarheid en dit is jou waarheid en jy hou vas aan dit wat jy glo en ek hou vas aan dit wat ek glo en al daai goeders en dan glo mense, weet jy wat, soos daai rabbi in Israel wat met ons groep gesels het wat gesê het, you know what, at the end of the day all religions will come together and we will stand on the same mountain, around the same mountain, and we will go and say, dit is wat sy oortuiging is dat daar
dat ons op een of ander manier, hulle glo nie in Jesus nie en hulle voel vrede vir Jesus en eintlik, hulle ken nie eintlik die geskiedenis van Jesus en die apostels nie, dit beteken vir hulle niks nie, so ek gaan nie eens tyd spandeer in daardie geskiedenis en die Nuwe Testament nie, want hy beteken vir my niks nie, hy is dan 'n broer soos ek, hy is soos een van Abraham se kinders, ek is een van Abraham se kinders, hy was net 'n kind van Abraham, hy was nie die seun van God nie, so ons gaan nie eens belang stel nie, so al die hele Nuwe Testament word net weggestoot. En hy sê vir ons, moenie bekommerd wees nie, of julle nou in Jesus glo, en ons glo nou net in die Vader, ons gaan by mekaar uitkom, ons gaan net, en iemand gaan 'n surprise kry, ons of hulle. En dit is die verskillende gelowe, en die verskillende weergawes, en almal sê, maar dit is dieselfde waarheid, en al hierdie dinge, maar Jesus sê nie dit nie, Jesus sê, ek is die weg. Daar's geen ander weg nie, daar's geen ander weg tot die Vader nie. Ek is die enigste weg, die wie my verwerp die Vader. Jy kan nie eens na die Vader toe kom op enige ander manier nie, behalwe deur my, ek is die weg. En daarom is dit so skokkend en ongewild, en daarom wil mense niks te doen het met Jesus nie, want mense soek 'n vorm van geestelikheid, 'n vorm van geestelikheid, maar hulle wil nog steeds doen wat hulle wil doen. En dit is waar die konflik kom en dit is waar die moeilikheid kom, want wanneer Jesus hierdie stelling maak, is dit eksklusief. Daar's nie iets anders te nie. This is it. Daar is nie nog 'n manier nie. En die wêreld kan dit nie aanvaar nie. En ongelowige mense haat dit wanneer hulle sulke goeters en sulke stellings hoor. Nou waarom is Jesus dan anders as ander gelowe? Nou 'n klein dingetjie, net 'n kort gedeelte vir hoekom is Jesus anders as enige ander geloof, of dit nou Hindoeïsme of Islam of Boeddhiste of wat ook al is, wat ook al die sekulêre beweging is en die flavor of the month is, maar selfredding, selfverbetering, daai tipe goeders. Hulle glo, al die ander gelowe glo dat jy moet jouself bevorder op 'n plek waar jy dan nou 'n mate van geestelikheid self bereik in jou eie vermoë, so jy moet die beste persoon wees wat jy kan wees. Jy moet so nice en so goed wees as wat jy moontlik kan wees. Dan gaan jy styg. Jy gaan styg in 'n tipe van 'n geestelike hoedanigheid en jy gaan dan 'n ontmoeting hê met hierdie vrede of verligting of noem hom karma of noem hom God, noem hom ietsie, maar jy sal dan vrede kry wanneer jy hom in daardie plek ontmoet. So dis wat moet gebeur. Saam met goeie werke is daar meditasie en dan werk jy jouself op tot 'n plek waar jy nirvana bereik en al daai sulke goeders en dingetjies, nê? En so die fokus is doen goed, wees goed, behou die reëls, gehoorsaam die reëls, verbeter jouself. En daarom sal jy sien dat hierdie ongeredde mense, hierdie ongelowiges, sal bitter baie broodjies uitdeel, kos insamel, geld insamel, want hierdie is die dryfkrag, is ek moet 'n plek bereik waar ek aanvaar word en waar ek dan nou ultimately gered gaan word. Nou, die evangelie leer vir ons, die woord van God leer vir ons dat maak nie saak hoe nice en hoe wonderlik ek en jy dink ons is nie. Al ons goeie dade is soos vuil bebloede lappe voor die Here. Ons selfgeregtigheid beteken vir God absoluut niks nie, want dit is so besmet en besoedel met sonde. Daar is nie 'n manier hoe ons hom kan bereik of sekere 'n nirvana status of wat ook al kan beleef nie. Daar is net geen manier hoe ons dit kan doen nie. So die evangelie leer vir ons en sê, dat Jesus sê, ek het myself verneder, ek is die nederigheid van God, ek sal vir julle kom oppas, ek sal my lewe neerkom lê vir julle, sodat julle ewige lewe kan kry, sodat julle sondes vergewe kan word, en dan sal ons saam kan wees. So ek is God wat Immanuel is, en ek kom na julle en wandel tussen julle en met julle.
Julle kan nie na my toe kom nie, maak nie saak hoe hard jy probeer nie, it's just not gonna happen. En dit veropenbaar ook vir ons die heiligheid van God. Daar is niks wat ons kan doen om onsself te probeer red, om onsself te probeer verbeter, dat ons deur hom aanvaar kan word nie. Christenskap begin nie met om hard te werk nie. Dit begin met die woorde tetelestai. It is finished, dit is volbring. Dit is waar ons begin Christene word, wanneer ons daardie woorde ontvang, en ons neem dit in, en ons eet van sy liggaam, en ons drink sy bloed. So, nou sal mense wat sê, nee, maar wacht net gou eers 'n bietjie, Henry, want Jesus leer nog steeds vir mense wat om te doen. Hy sê inteendeel, as jy die eerste 2 gebooie gehoorsaam, dan sal jy al die gebooie gehoorsaam, en daar is 'n klomp instruksies wat Jesus in elk geval vir julle gee, so wat maak dit nou verskil, of jy, want baie julle Christene probeer mos al hierdie goeders gehoorsaam, so wat is dan die verskil tussen Jesus en Boeddha en hierdie ou en daai ou en wat? Die verskil is daardie mense doen al hierdie dinge met die hoop om deur daardie God aanvaar te word. Ons doen daardie dinge want ons is reeds aanvaar. Nog voordat ons enige goeie ding gedoen het, is ons al reeds deur geloof in Jesus Christus alleen aanvaar deur die Here. Luister mooi. Ons het nie God lief op daardie oomblik nie. Op die oomblik van ons bekering, ek het al hoeveel ouens, ek was self seker skuldig hieraan, maar baie ouens, wanneer hulle tot bekering kom, dan sê hulle, Jesus, ek het jou so lief. Jy jok, man. Jy was gisterand gesuip soos 'n vis. Hoog soos 'n spook. Hy soos 'n kite. Jy het twak aangevang. Nou het jy tot bekering gekom, daar het 'n oomblik gekom waar God homself aan jou openbaar het. En skielik is jou sonde in die lig en jy voel die gewig van hierdie sonde, maar jy herken hom, jy het hoop in jou hart, want skielik sien jy die saligmaker en verlosser raak. Die een wat gekom het om jou sonde van jou af weg te vat, jy sien hom raak. Jy het hom nog nie lief nie. Jy het hom nog nie lief nie. Maar jy het geloof in hom. God het homself in jou openbaar. En nou begin die verandering. Daarna groei jy in liefde vir God. Sê die ouens wat so partykeer as mense hulle lewens vir die Here gee, want ek doen nie daai gebedjie nie, ek het vir jare het ek gesê, okay, bid agter my aan. Fout gemaak. Jy moet jou lewe vir die Here gee. Jy praat nou met hom. En baie keer dan sal ouens sê, Here, ek het jou so lief, jy lieg, en maak my oog oop, en kyk my vrou, dan is my vrou soos, los dit. Dan sê ek, ek kan nie dit. Ek gaan vir hom sê, jy lieg my. Ek sê net. Hy en hy bid, hierdie ou hy bid, en Majestine is agter hom. As julle maar net weet wat gebeur wanneer julle oogies toe hou. Ek spot so. Maar dit is so, ons groei dan in liefde vir die Here. Niemand kom by sy bekering en sê net, ek het die lief nie, ek het die lief o Heer. Daai groei en ontwikkel, soos wat jy 'n pad saam met hom stap. Want sien jy, vir die eerste keer is jy regtig deur God aanvaar, voor dit glad nie. Jy het jouself probeer rein maak om voor 'n heilige God te staan en God sê, ek het 'n ander skoonheidsproses en dit is die bloed van die lam. Jy moet heeltemal bedek word, jy moet absoluut oortuig word dat hy is jou saligmaker en verlosser. En dan skielik kom die vrugte daarna, want jy glo nou en omdat jy glo, wil jy 'n welbehae vir hom wees. Jy wil vir hom 'n aanwins wees, jy wil vir hom 'n plesier wees, jy wil hom regtig eer en aanbid, of dit nou met jou goed gaan en of dit nou met jou sleg gaan. Hy is jou God, jy het hom raak gesien, jy het 'n ervaring met hom gehad. Hy is God, Heer bovenal, en jy lê jou nevel leer. Elke dag as jy getrou, staan jy op en jy gaan slaap in getrouheid. In getrouheid staan jy weer op en jy lees en spandeer tyd saam met hierdie awesome God en jy staan in verwondering vir wie hy is, en dan groei die vrugte. Want sien, die ander ouens, onthou julle die storie van hoe ambytjies werk? Ouens forceer mos die vrug. Hy constipated baba. Bloedrooi in die gesig en hy probeer hy vruggies ontwikkel en pop.
is dit 'n aanbytjie. Daar is nie die vrugte nie. Die vrug kom uit die plek van ek is alreeds aanvaar. Nou hier is die ding, onthou net hierso, vrugte kan jou nie red nie, maar geloof wat nie vrug dra nie, beteken jy is nie gered nie. OK? Luister weer, vrugte om goed en nice en amazing te wees, gaan jou nie red nie. Geloof in Jesus Christus alleen red. Daarom doen ons goeie dinge. Geloof wat nie oorspoel in goeie dinge nie, is nie gered nie. Fruit cannot save you, but fruitless faith is not saved. Okay? So dit bring 'n balans in ons as Christene se lewens. Met ander woorde, ek is nie wettisties nie, ek raak nie wettisties en waar ek die hele tyd, ek moet, hierdie moet nie. En ek is ook nie, nou dat ek vergewe is, nou kan ek maak wat ek wil nie. Nee, so jy raak nie wettisties nie en jy's ook nie goddeloos nie. Jy stap die pad. Ek is die weg. Die weg het jou ingebring en hy het vir jou 'n boundary gegee. En daar is 'n pad en hy is breër as wat jy dink hy is. Maar hy is smal in terme van die wêreldse pad. Dis nie 'n tightrope wat ons loop nie. Dit is 'n pad, 'n highway. En net die geregtiges sal daar opstaan. En dit is 'n weg waarvan Jesaja gepraat het toe sê en die Here maak vir ons 'n weg in die wildernis, 'n highway, maar net die heilige sal daarop wandel, sê die Here. En dan sal ek in daardie droë plekke sal ek heeltemal omskep in groen weivelde en lewende water en die mooiste dinge en ek sal jou lei. Nee? Dis waarvan die Here praat. Dis mooi dinge, is goeie dinge. En dit is waar ons dan op 'n plek kom waar ons sonde begin haat. Want ons het hierdie heilige God lief. En so begin daar weerstand in ons harte opstaan. Nou begin ek hom lief hê en ek begin heiligheid lief hê en ek begin gehoorsaamheid lief hê want ek sien die waarde daarin. Dit is vir God 'n plesier. Ek is 'n sacrifice wat aan die brand gesteek word. I'm a offering that is being poured out. A drink offering, né? En ek doen dit nie omdat ek bang is nie. Ek doen dit omdat ek lief is, omdat ek wil. Ek wil vir die Here eer. Ek wil vir hom 'n plesier wees. So baie Christene het ek agtergekom. Ouens wat nie sonde bekamp nie, ouens wat redelik oop is vir sonde en om wat glad nie meer weerstand in hulle lewens teen hierdie goeders het nie. Hulle begin so dink. Nou luister hierso. Hulle begin dink soos die volgende. Hulle sê, wat as ek afdwaal? Want kyk hoe lank sukkel ek al met hierdie sonde. Kyk hoe gereeld doen ek dieselfde ding oor en oor en oor en ek herhaal hierdie ding en hy steel my vrede, maar as ek my kry dan is ek in daai ding en so baie van hulle begin dink, wanneer gaan ek afdwaal? Hierdie ouens sê ook goeie soos wat gebeur as ek nie goed genoeg vas staan in my geloof nie? Wat dan? Wat gaan dan van my word as ek nie hierdie geloof van my regtig aktiveer nie? Wat gaan van my word? Wat gebeur as ek nie volhard tot die einde nie? Daardie goeters het nie almal van ons nie. Nie almal van ons dink daardie dinge nie. Maar as jy gereeld betrokke is met sonde en sondige gewoontes, dit is wat jy dink. Dit is hoe jy dink. Want ouens wat nie daar is nie, hulle dink ander dinge. Hulle dink beter dinge. En dit is mooi. So onthou hierdie ding, die evangelie hou jou. Jy hou nie aan die evangelie vas nie. Filippense 1:6. En hy wat 'n goeie ding in ons begin het, sal dit volmaak bring. Hy wat 'n goeie ding begin het in ons, sal dit volmaak bring. Ons hardloop en loop en stap 'n pad saam met die Here. Ons is die woord lei vir ons, die Heilige Gees lei vir ons. Ons submit onsself, is die Engelse woord, aan sy heerskappy. He is Lord of my life. Hy is Here, nie ek nie. En so begin ons groei en so begin ons volwasse raak en so ontwikkel ons. Want onthou hierdie ding, om Christen te wees beteken nie dit is 'n soektog na die Here nie. God het jou gevind. God het jou gevind. Jy hoef nie nou te gaan sê, ek soek die Here, waar is die? Hy het jou gevind. Jy het hom. Jy het hom. Baie van ons soek nog na die Here. Ja, hy het jou.
Jy moet nou in verhouding kom saam met hom op hierdie geloofspad. En dit sal jou vrede en dit sal jou rus gee. Dit is wat hierdie beteken, ek is die weg. Jy is in die weg, want hy is in jou. Die tweede ding wat Jesus gesê het is, ek is die waarheid. Nou hierso is 'n ding, interessante ding, en ek moet dit aanspreek, want daar is 'n probleem in die kerk vandag, oralste in die kerk, ek sien ons hierdie probleem. Hy sê ek is die waarheid. Weet jy, ons sit met mense, gelowiges, wat nie 'n liefde vir die skrif het nie. Ons sit met mense wat, omdat hulle nie 'n liefde vir die skrif het nie, het hulle ander goeders begin meer lief hê as die skrif. En hierdie goeders is drome en profeseë en sterk gevoelens. Nou luister mooi, God gebruik al drie daai goedjies. Maar dit kan nie jou primêre lewe, jy kan nie jou geloof op daardie goeders baseer nie. Dit moet op die woord wees, dit moet geloof in Christus en in sy woord wees. So wat nou gebeur is, nou kry ons oumens, wat omdat hy nie 'n liefde vir die skrif het nie, eers nou droom hy goeders, hy droom allerhande goeders, en nou kom hy, en hy sê, this is it. Die Here het gisterand met my gepraat, ek gaan skatryk wees. Die Here het met my gepraat en vir my 'n ander vrou gewys, en ek moet hierdie een ontslaa raak en 'n ander een kry. Nee, kry sulke ouens, daar's nou 'n ou in Amerika wat sy vrou oortuig het, is 'n pastoor. Hy gaan nog 'n vrou kry. Ja, nee, die Here het met hom gepraat, pappa. Hy het 'n ander vrou gekry. So hy het nou 2 vroutjies en hy's in die bediening en hy regverdig dit uit die allerhande goedjies en Maar weet jy hoeveel mense kry ons wat 'n profetiese woord van iemand kry of by iemand kry, maar omdat hulle nie skrif in hulle het nie, hulle is nie volwasse en sterk in die skrif nie. Nou kom die ou en sê die Here wil vir jou bless uit jou sokkies uit. En is dit nie lekker om dit te hoor nie? Die Here wil vir jou bless. Ja, dit is lekker. Jy moet vir my kyk en nou maak of julle dit nie daarvan hou nie. Julle like dit. Julle like dit kwaai. Ons like dit kwaai. Ek like dit kwaai as ek so iets hoor. Maar hier is die probleem. Hoe meer en meer ek gegroei het in die woord, hoe meer en meer het ek agtergekom dat daai wat geprofeteer het oor my lewe, het goeders geprofeteer wat nie akkuraat en skriftuurlik is nie. Die goeders wat hulle vir my geprofeteer het, is amazing goed wat voor lê. Die Here wil wonderlike dinge. Eintlik het hulle my half 'n Messias probeer maak. God het my geroep om hierdie nasie te red. My naam is Henry Pike, nie Jesus Christus nie. Luister mooi wat sê ek. Bless you. So, daar is ouens wat, kyk gou hierso. As ek jou wil hoek, ek wil jou aandag kry. Al wat ek moet doen is net 'n menslike behoefte aanspreek en ek het jou. Satan kan drome gee. Satan kan profetiese woorde gee. Satan kan gevoelens en emosies stuur. Hy is 'n meesterleenaar, hy is die prins van leuns, hy is die prins van hierdie aarde en hy beweeg. En as jy Daniël hoofstuk 6 gaan lees, dan kom jy agter, how is he wearing down the saints? Hy leuns, hy lieg en bedrieg vir ons, want kyk wat gebeur nou. Nou kry jy 'n woord, jy's ywerig vir die evangelie, jy's ywerig om 'n verskil in hierdie land en hierdie nasie te maak. So wat gebeur nou? Jy wil in die bediening kom met alle mag en mening. Nou kom daar iemand en hy sê vir jou hierdie ding en hy sê, wow, die Here sê, wow, jy is die volgende Angus Buchan. Jy gaan. Angus is 'n filletjie in verhouding met dit wat die Here in jou lewe gaan doen. Nou sê soos, ek het dit nog altyd gevoel. My ma het gesê toe ek gebore is, dat ek was soos uniek soos Moses. Sy het gesê daar's iets special, want weet jy, toe ek gebore is, toe kom daar 'n liedjie op die radio, en is dit, this is it. This is it. En sy het geweet, sy moet net vir my toedraai in koerantpapier en sagte goedjies, want ek is so special. Ek het 'n gevoel my hele lewe lank. Wat gebeur nou? Geestelike trots. Ek is amazing. Ek is amazing. Man of the hour. Nee, nou is jy bietjie hoogmoedig.
Hulle moet na my luister, ek moet nie vir hulle luister nie. So onmiddellik plaas jy jouself op 'n posisie waar jy nie nederig in saai ontvang van die woord nie. Nee, want jy is God's, jy's God se gesalfde. Nou luister jy woorde en jy verwerp en sê nee, ek soek nie daai nie, ek soek nie daai nie. Nee, so ek het 'n profesie gekry dat ek groter as Angus gaan wees. Wow, as jy net geweet het hoeveel tyd daai oom in gebed spandeer en in die woord spandeer, dan kan jy sien, hy is so nederig dat hy nie 'n dag wil aanpak sonder die Here nie, so bang is hy vir elke dag. Ek en jy? As ons voetjies uit daai bed uit sit, dan so, hey, how's it? Hello world! Hello! Prime Circle, come on guys, julle het dit geluister. Ek en jy moet so bang wees vir môre, dat ons vandag by sy voete gaan sit en sê, Here, is ons okay? Is ons reg vir môre? Is ons reg vir nou? So nederig, dat hy nie in sy eie kennis en sy eie krag opstaan nie, maar dat hy regtig geleer het om afhanklik te leef van die Here. Sien, al wat Satan hoef te doen is hy spreek 'n begeerte wat nog steeds gegrond is in sonde in jou hart, en onmiddellik dan het hy jou. Baie ouens word oorlaai met dinge. So die Here sê, hy het hierdie amazing plan vir jou. Jy gaan die volgende Angus Buchan wees, maar jy moet hierdie ding doen, jy moet daai ding doen, jy moet hierdie. En die Here sê, jy beter alles vervul tot op die letter, anders te gaan daar moeilikheid wees. Hierdie nasie gaan kortskiet as jy nie jou ding doen nie. Onmiddellik, wat is dit? Werke. Waar daar werke is, waar daar wet is daar dood, sonde. Die wet het gekom sodat sonde moet floreer. Skielik val jy uit mekaar uit. Jy hardloop na sondes toe wat jy laas op hoërskool gesoek het. Jy weet nie wat vet nou aangaan nie. Hoekom het hierdie ding oor my pad gekom? Hoekom sukkel ek skielik met woede? Hoekom is ek so, ek het sulke begeertes na goeders wat ek nooit gehad het nie, en lanklaas gehad het, en goeders wat ek gedink het, ek het oorwinning oor, en nou is jy in hierdie ding, jy is so onder die wet, en nou sê, as ek nie hierdie ding nie, as ek nie daai nie, as ek nie die nie, as ek nie dit nie, dan is ek in my chops in, en nou is ons land waar hy is, want jy het nie gedoen wat die Here vir jou gesê het nie. Messiah kompleks. Jou naam is Kobus Notjagel. Nie Jesus nie. Jou naam is wie jy is. Jy is nie die redder van hierdie nasie nie. God is die redder van hierdie nasie. Daar is nie 'n regering of 'n persoon of enigiemand behalwe Jesus Christus wat hierdie nasie kan red nie. Niks anders nie. So nou kom dit, want sien, ons is nie sterk in die woord nie. Ons wil almal met mooi vrouens en mans getroud wees. Ons wil almal voel ons is goddelik. Ons wil almal ryk wees. Ons wil almal super gemaklik wees. Ons wil net, dinge moet net lekker wees. Dis die heeltyd wat ons wil hê. Die heeltyd. En so, wanneer ons nie die woord toets nie, weet jy, daar's ouens wat die heeltyd profeteer dat ons super ryk gaan wees. Dan lees jy die skrifte, dan kom jy agter God haat gierigheid. En mense wat net die heeltyd materialistiese dinge soek en liefhet en hierdie wêreld liefhet meer as vir God, maar dan kry jy die profeet wat almal wil ryk maak. Almal gaan BMW's en freaking Land Rovers ry. Ek is soos, as ek sulke goed hoor, as ek sit kom. Want dit is nie die God wie ons aanbid nie. Sukses is een ding, maar liefde vir aardse dinge is 'n ander ding. En dan kan jy sien hoe smag, hoe honger daai ou wat vir wie hy profeteer. Daai ou die trane loop so, want hy daai goed so lief. Hy voel dat as hy hierdie goeders gekry het, is hy suksesvol. Dan is hy iets, dan hy iets geword in hierdie lewe. Jy is iets die dag wanneer God jou aanvaar as sy kind. Met of sonder goeders en besittings. En daarom is dit so belangrik dat jy die waarheid verstaan. Visioene, drome, profetiese woorde is amazing. Maar as hy buite die skrif val, is dit vals. Is nie van die Here af nie.
Hoekom? Weereens, Satan kan al hierdie goed, hy kan vir jou voer net wat hy wil. Weet jy wat gebeur met mense wanneer hulle nie wanneer die profetiese woord nie in vervulling kom nie, hulle kry nie wat hulle wou gehad het nie, of die seisoen het gekom en gegaan, en dit het nog steeds nie gebeur nie. Weet jy wat gebeur? Weet jy wat het ek al gesien? Vir myself en mense om my, pyn, ellende, woede, depressie, gevoelens van nie goed genoeg nie. Maar dit het nou nie gebeur nie. Wat het ek verkeerd gedoen? Wat is dit wat die Here van my weerhou? Hoekom weerhou hy hierdie goeie goed van my al weg? Haat hy my, straf hy my? Wat moet ek repent? Wat moet ek bely? Wat is dit? Hoekom het die Here dan nou nie sy deel gedoen nie? Nie een keer kom jy op 'n plek waar jy sê, miskien was dit 'n valse profesie. Miskien was daai profesie verkeerd. Nie een keer dink jy, o, dit was dalk net 'n mens wat jou wou gelukkig maak nie, want hulle wil. Maar dit is al ewig, of die Here se skuld, of jy wat iets gedoen het. Wat sê Numeri 23 vers 19? Dit sê, God is nie 'n mens dat hy sal jok nie. Sal hy nie vervul dit wat hy verklaar het nie. Hy sal, nie een woord sal leed na hom toe terugkeer nie, maar sal doen wat hy verklaar het. So as dit 'n profetiese woord is en die Here het ietsie gesê, kom hell or high waters, dit gaan gebeur, dit gaan nie leed terugkeer nie, it's gonna happen. En dit is ons berusting. Dit is ons vertroue. Nou wat gebeur nou? Nou baseer ons alles, ons hele lewe op hierdie ding en nie die woord nie. Nou het hierdie profesie so belangrik en so uniek geword en so ons moet hierdie ding nou oppas en ek weet nie wat se, daar's bedieninge wat vir jou leer hoe om goeders op te pas. Wat? Daar's 'n bedieninge in die kerke waar hier is hoe jy jou profesie beskerm. Daar's niks in die Bybel om dit om sweets op te pas en te beskerm nie. Die Here sê ek sal doen wat ek gesê het. Punt klaar. Jy kan net relax. Maar hier het nou consume dit ouens. Dit is al waaroor hulle dink en droom en verlang en al daai goeders. Maar hulle dink en droom nie so oor die Here nie. Hierdie ding het 'n idol geraak. Idols, julle, is goeders waarin ons hoop sit. En ons hoop dat dit vir ons lewe sal gee. Ons hoop dat dit vir ons gaan gelukkig maak. Ons hoop dat dit iets van ons gaan maak wat ons voel ons nie is nie. Ons hoop vir so baie dingetjies. En dan sê die Here, en hy wat sy hoop in enigiets anders plaas behalwe in my sal teleurgesteld word. Dan val ons uit mekaar uit en ons wonder hoekom. Jou geloof was op die profesie gebaseer wat dalk nie van die Here afgekom het nie. Maar jou lewe, jou geloof is nie op die rots gebou nie. En daarom val jou kastele al ewig in mekaar en raak jy kwaad en moedeloos en teleurgesteld en jy voel soos 'n mislukking oor en oor en oor, want jy bou nie jou lewe op die rots nie. Nou is daar ouens wat sê, ja maar Henry, yesterday, as jy elke woord moet vat en toets met die woord, you know what brother, you are quenching the spirit. Jy is nie besig om saam met die Heilige Gees te beweeg nie. En vir daai mense, ek hoor jou. Ek het dit gelaf as ouens op onvoorbereid opdag en hulle skiet net. Yes. Nou dan oortuig ons die mense, having a good time is moving in the spirit. Hy is soos 'n geestelike cowboy. Hy sê soos Jessie, die goed gebeur net. Check hierdie, jy weet dit is so, hy is soos onvoorbereid, but we're having a good time. This must be God. As die Here vir ons sê dat ons elke visioen, elke profetiese woord, alles moet toets met die woord, is dit sekerlik een van die mees geestelikste dinge wat jy kan doen. Is om na die woord toe te gaan. Why? In the beginning was the word. And the word was with God. And the word was God. This is God. Dit is sy woord. Dit is die lewende woord van God. Dit skep nog steeds. Dit is ons behoed en ons bewaring. Dit stel lewe vry. Dit verlos ons van bindinge, van laste.
Dit bevry ons, dit genees ons, dit herstel ons posisie as ons geval het. En dit is die lewe. Forever, Lord, your word is settled in the heavens. Forever. En nou wil ons minag, en ons kyk neer op ouens wat skriftuurlik is, en ons sê, oh my word, that is quenching the spirit. Dis die geestelikste ding wat jy kan doen. Die Heilige Gees het die woord geïnspireer van die Nuwe Testament. Die Heilige Gees werk deur die woord van God en bevestig die woord. Die Heilige Gees lei ons deur die woord na Christus toe. Stoot ons nie weg om meer onafhanklik van God te wees nie, maar bring ons terug na wie Jesus is. Die woord is die finale en die hoogste standaard van God se waarheid in die lewe. Nie ervarings nie, woord. Jou ervarings word deur die woord bepaal of dit van God is of nie. Die woord maak die finale besluit of daardie droom, profesie of ervaring eg was. Nie jy sê, maar ek het daai ervaring gehad, so ek gee nie om wat daar staan nie, ek weet wat ek weet, my waarheid is my waarheid. Dan weet jy jy's verkeerd. Okay. Nee, maar ek voel jy's nou verkeerd. Nee. Die derde ding wat hy sê is ek is die lewe. Dankie, hoor jy. Dankie dat julle nie offended raak nie. Die derde ding wat die Here gesê het is ek is die lewe. Almal van ons is op soek na lewe. Almal van ons soek na daai ding wat ons lewe betekenis gee en sinvol maak en daardie ding wat vir ons stabiliteit gee en daardie ding wat vir ons hulp aanbied en ook ons in 'n plek plaas wat ons vir iemand anders se hulp kan wees. Ons almal soek daardie mate van lewe wat vir ons iets erkenning of iets gee. En so aan, en weet jy, hierdie is sulke nice goeders, geen wonder ons jaag dit met ons hart, siel en al ons krag nie, want dit is amazing goeders wat ons soek, maar hier is die probleem, as ons dit nie by die Here gaan soek nie, dan gaan soek ons dit in, hoeveel geld maak jy, en hoeveel verhoudings het jy, ons soek dit in eie waarheid, soos ons nou net gesê het, ons soek dit in sukses, en daardie sukses kry ons op 'n manier, ons sal oor mense loop, ons sal hoekies sny, ons sal oneerlik wees, ons sal allerhande goeders doen, oneties wees, maar dit is die sukses waarna ek soek vir hierdie lewe wat ek so prestasies, liggaamlike prestasies, party ons boer in die gym. Paulus sê, wat benut dit jou dat jy six-pack het, maar jy's vrot in die gees? Sê dit is andersom. I werk aan karakter. I buff my body. I beat it into submission. I strike as to strike hard. Alles is hy so intentioneel hierdie ou. En so soek ons dit in allerhande ander dingetjies en ons nip en ons tak en ons plant vir ons kuite en ons maak vir ons lippe groot en ons doen allerhande goeders, maar ons karakter vrot. En dit is nie eienaardig dat Paulus sê, hey man, dit gaan nie oor hoe jy lyk en die weelde en die oorbelle en die hare en hoe mooi jy is nie. Dit gaan nie oor jou gelaat en dit gaan oor jou hart. Wie jy is as mens. En so kom ons en ons het al hierdie verbeter jouself maar al wat verbeter is jou lyfie. Maar jou hart is swart. Sien, ware lewe begin net by hom. Alles wat ons soek, alles wat ons begeer, julle, luister mooi. Hierdie is sy laaste woorde vir sy disippels. En hy sê, ek is die lewe. As jy enige iets soek en jy voel, daar is 'n behoefte en 'n begeerte wat jy het, wat so groei, wat so sterk word, niks in hierdie aarde gaan daardie ding kan versadig nie. Dit gaan jou nie gelukkig maak nie, dit gaan nie lewe vrystel nie, dit is ek en net ek. En omdat hy dit gesê het, sal dit so wees. Dit sal so wees, dit is net hy. En hier sit ons en ons sing halleluja en prys die Here. Ons aanbid hom met ons lippe en nou en dan is ons hart regtig suiwer en ons is kwesbaar voor die Here.
Maar in die meerderheid van die tyd soek ons hierdie dinge meer as vir hom. Jy gaan ophou hardloop die dag wanneer jy hom ontmoet. Jou drome gaan verander die dag wanneer jy hom jou hart gee. Alles verander. As baie mense wat asemhaal maar mors dood is, ware lewe begin by hom. As Jesus sê, hy is die weg, die waarheid en die lewe, hoekom compromise ek en jy so gereeld? Hier sit ons by mekaar. Ons sit hier so want ons wil groei in die Here. Ons wil vir hom 'n welbehae wees. Ons wil 'n Christen wees. Ons wil goeie Christene wees. Hier sit ons. As dit nie die rede was ons nie hier nie. As dit nie die werklike roep van ons hart was nie, was ek nie vandag hier nie. Maar dit is. Maar tog sien ons hoe gereeld ons compromise. Ons compromise. As ons hier uitstap, nou gaan iemand compromise, dan gaan jy in my dink. Nee? En hier is die waarheid. Die rede vir dit is want, solank as wat ons in hierdie lyfie is, gaan ons altyd 'n ander weg probeer soek. 'n Ander waarheid. Iets anders vir lewe. En dit is tyd dat ek en jy opstaan. Opstaan in dit wat hy gesê het. Ek is dit waarna jy soek. Ek is die waarheid, ek is die lewe, ek is dit, ek is alles. Ek is jou alles. Maar hierdie lyf sê vir ons, daar's 'n ander pad, daar's 'n ander waarheid, daar's iets anders wat vir ons lewe kan gee. En so moet jy verstaan dat hierdie vlees van ons verkondig 'n evangelie wat vals is. Dit beloof vir ons hoop en heerlikheid en vervulling, maar dit is alles leuns. Dit lei na bederf, dit bedrieg, dit besteel jou rot en kaal, dit maak jou arm, dit bind jou. Dit bind jou en maak jou blind. Daar is nie lewe buite Christus nie. Daar is nie. So hoe verander ons? Nie deur skuldgevoelens nie. Oh my God, dit gaan nie werk nie. Wie het al so sleg gevoel net dat jy weer dieselfde twak aanvang? Net ek. Here, dankie, vergewe hulle. Want hulle lieg in die teenwoordigheid. Nie deur selfhaat nie. Kan ek julle gou 'n kort getuienis deel? Ons is besig om aan iets te werk wat die Here op ons harte gelê het. Ons het al by ons kinderkerk gewerk, ons is nou besig om met ons tieners te werk. Die Here het vir ons duidelike leiding gegee, wat hy wil hê die kerk moet wees en waarna ons moet verlang. En ons het agtergekom omdat mense nie sterk is in die woord nie. Vir meeste mense is die woord en tyd te spandeer in die woord nie 'n prioriteit nie. En daarom kom die duiwel en hy maak met hulle wat hulle wil. Mense se lewens is op en af. Dit is emosies bo gees. Mense word deur die vlees gelei en nie deur die gees nie. En die Here het vir ons 'n duidelike instruksie gegee. En ons is besig met ons tieners. So as jou kind in hoërskool is, hoor gou wat die plan is en wat die Here gesê het. Het gesê, stap met hulle deur die boeke van die Bybel, leer vir hulle die ware evangelie, sodat hulle nie in struike val nie, sodat hulle ook nie afhanklik is van emosies en gevoelens en allerlei vleeslike dinge nie, maar sodat hulle sterk kan wees in die gees. Daar is goeders wat op pad is, daar's goeders wat gaan kom, en die Here het gesê, berei hierdie kinders voor, bedien hulle met waarheid, hulle het nodig om waarheid te hoor. Maar sien ons verander wanneer ons liefde vir God meer raak as ons liefde vir sonde. Wanneer hy my groter begeerte word as die behoeftes en die begeertes wat ek tot nou toe gehad het. Dit is wat dit beteken om jou hart te vul met hom. As jy wonder wat is die pad vorentoe, wat om te doen, begin by die Here. Hy is die weg. As jy wonder, wie gaan vir jou ooit lei in waarheid? Al daardie dinge, hy sal jou leer, want hy is waarheid. En as jy ooit 'n behoefte het na werklike lewe, hy is die lewe. Begin by God. Lees jou woord, toets jou emosies, toets jou profeseë,
alles met die skrif en maak 100% seker dat jy jou lewe op sy woord bou, want dit is om Christus te bou. Kan ons asseblief die bedieningsspan vorentoe kry? Ek wil graag vra, ons het met die eerste diens het ons heelwat mense bedien. En dit is sulke tye dat jy moet eerlik wees met jou eie hart. Het jy nie gebed nodig nie? Is daar nie 'n bietjie bediening wat jy nodig het in hierdie tyd nie? Hierdie mense is kosbaar en hulle spandeer hulle tyd of hulle gee hulle tyd om na die tyd agter te bly om vir mense te kan bid en te bedien. Dit is so die moeite werd. Asseblief, ek wil julle nooi. Maar kom ons sluit ons oë. Hemelse Vader, ons dankie vir hierdie dag. Ons dankie Heilige Gees dat U die hele oggend met ons harte gewerk. U is vir ons inspirerend. En U help vir ons, Here. Here, ons sien hoe lewens lyk wat regtig waar mense absoluut afhanklik van U is. Here, dit raak besonders. Hulle lewens raak besonders uniek. En Here, ons wil proef van dit. Op hierdie stadium, Here, is ons nog so afhanklik van ons eie dinge. Eie drome, eie begeertes, eie behoeftes. En ons eie krag. Help ons Heilige Gees om met oorgawe U te vertrou. U is hier om Christus aan ons te openbaar. U is hier om sy woorde te laat sin maak vir ons. U is die translator. U openbaar die Griek en die Hebreëus sodat ons wat eenvoudige mense is dit kan verstaan, presies verstaan wat U probeer sê het. En ons bid, Here, dat U sal praat. Vergewe ons dat ons harte en ons ore verhard het. So hard geraak dat ons U nie meer kan hoor nie. So trots geraak dat ons U nie meer nodig het nie. U is ons God en ons Heer. En U is die herder van ons lewens, of dit nou goed gaan of sleg gaan. U is ons God. En U is nie skaam vir ons nie. U roep ons by ons naam. U Gees het ons aangeneem. En U verklaar in die geestelike realm dat hierdie is my kind in wie ek 'n welbehae het. Ek wil vir jou sê, vriend, God is lief vir jou. God is lief vir jou. En hy is hier om jou te help. Hy is hier om jou te lei in alle waarheid en alle geregtigheid. Jesus, wees met ons. Dankie dat U ons vandag toerus vir die dag van môre. Genees ons in ons verstand. Genees ons in ons emosies wat gebreek is, in ons harte wat stikkend is. Genees ons in daardie geheime plekke wat ons nog weerhou van U. Bevry ons van al daardie geheimsinnige sondes wat ons so graag van deel het. Dankie dat U vir ons 'n ander smaak gee. Dankie dat geregtigheid 'n lekkerder smaak sal wees as sonde. Dat heiligheid 'n lekkerder smaak sal wees as sonde. Ons bid dit en ons vra dit in Jesus naam. Amen en amen.